Liewe vriende, soos altyd is dit lekker om saam met julle te kan sit, saam met julle te kan wonder en saam met julle te kan stoei. Week na week kom ons hier by mekaar by die kruis. En vandag met dieper betekenis by die leë kruis. Want ons skop af met 'n reeks wat sê die leë graf verdiep die leë kruis. En dit is so waar. En ons gaan dit bietjie ontpak of ontknoop die volgende paar weke, die volgende 3 Sondae wat kom. En dan, soos altyd, sit ons hier by die kers wat brand as 'n simbool van die Here se teenwoordigheid wat vir jou ontmoet daar waar jy is en saam met my hier waar ek is. In wese is God oral saam met ons. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag hier kan saam wees. Dat ons kan rustig word, dat ons kan asemhaal en by u voete kan sit en kan weet dat ons nooit ooit alleen is nie. Dat ons kan toevlug vind by u. Maak nie saak hoe ons voel of wat ons tans in ons lewens ervaar of mag dalk beleef nie. Dankie dat ons kan weet dat u vir ons lief is en dat ons ook u liefde en 'n stuk van die liefde kon sien aan die kruis. Mag ons dit regtig ten volle toeëien en dit wat die kruis vir ons beteken uitdra in ons lewe elke liewe dag. Amen. Vriende, dit is my lekker om julle te kan groet en te sê genade en vrede vir jou daar waar jy is, van God ons Vader, die een wat alles tot stand gebring het, en van God die Seun wat vir ons sondes aan die kruis gesterf het, soos wat ons ook nou gebid het, van God die Heilige Gees wat dag tot dag saam met ons reis en ons help om die leë kruis en die leë graf 'n werklikheid ook binne onsself te maak. Amen. Die gedeelte wat ons vandag lees is Lukas 23 vanaf vers 33 tot 43. En voor ons afskop daarmee, dan wil ek net teruggaan na wat ek verlede week hier binne die kerk gesê het, om 'n bietjie diepte te koppel aan wat mens vandag wil sê binne hierdie groter tema van die leë graf verdiep die leë kruis. En hierdie Sondag staan ons stil by die kruis en wat die kruis spesifiek vir my en vir jou beteken. Vir my en jou beteken die kruis verseker iets van genade, maar vir ons om daai genade, liefde, selfopoffering, onvoorwaardelike liefde eintlik in wese te kan aantrek en binne ons in harte in te skryf en te kan toepas na buite toe, is ek oortuig van daar is iets wat belangrik is wat ons in wese eerstens en in die eerste plek moet besef en moet omarm. En dit is ons menslike broosheid. Ek weet nie of jy al ooit gedink het oor ons as mens nie. Ons as mens binne die groote skepping van die heelal nie. Het jy al ooit daaroor gewonder dat hoe ons as mens eintlik maar net nietig is? Die week is ons besig in dieper delf en prof sê vir ons daar, het jy al ooit gedink eintlik met respek gesê, hoe pateties is die mens? In die sin dat wanneer ons gebore is, ons nie is soos die res van die skepping in die natuur, 'n bokkie wat maar net 'n paar ure oud is, moet opstaan en kan weghardloop vir die gevare van die lewe nie, wat self kan rondhardloop teen 'n reuse spoed, kan sy maag kan drink sonder om te huiwer en baie maklik dit kan regkry nie. Het jy al ooit gedink hoe dit sou wees as ons klein babietjies maar net vat en in 'n broeikas insit en sê maar wat jy wil en doen maar wat jy wil. Ons is nie daartoe in staat nie. Maar terselfdertyd moet ons onthou dat ek en jy juis so nietig en so kwesbaar en so broos is, dat ons afhanklik is, en ons sê dit baie keer, maar dis hoe groot en ten diepste ons afhanklikheid lê. Dit lê in ons verlede, dit lê oral, dit lê in die hier en die nou. En dit moet ons omarm. Maar aan die ander kant, soos ek sê, is ons ook so ongelooflik aan mekaar gesit, so ongelooflik in plek gebring. En wat ons in staat gestel het om oor jare en jare en jare en jare en jare, wat duisende oorskry, kon sukses behaal in die samelewing rondom ons. En wat is dit? Wat het dit veroorsaak? Maar ons moet ten eerste besef, ons is nietig, klein en broos. Verlede week het ek die klem daarop gelê, dat ek en jy is nietig. Maar niks kan ons skei, soos Romeine 8, wat ons verlede week na gekyk het, kan ons skei van die liefde van die Here nie. So wanneer ek en jy
na die kruis toe gaan, dan moet ons onsself afvra, hoe gaan ons na die kruis toe? Gaan ons na die kruis toe in 'n arrogansie, met ander woorde, dat ons is nie broos nie, ons is nie stikkend nie, ons is heeltemal oké, alles is perfek reg, of gaan ons na die kruis toe en sê, Here, eintlik is ek maar net nietig. Daarom kan ek voor hierdie kruis staan en sê, Here, ek is ten volle afhanklik van u liefde en van u genade. En ek besef, wanneer ek na myself en my binneste inkyk, is ek maar broos, is ek maar eintlik nietig. Maar dankie dat u jouself bemoei met my en niks my kan skei van die liefde van die Here nie. So, die vraag wat ons vandag in gedagte moet hou, wanneer ons by die eerste tema kom, by die kruis, is, hoe gaan ons na die kruis toe? Met afhanklikheid of met arrogansie? En voor ons dit lees, wil ek net weer raak aan hierdie arrogansie. Ek en jy wil so graag hê, alles in die lewe moet perfek en reg wees. En wanneer iets buite hierdie raamwerk val, dan maak die lewe nie vir ons sin nie. Maar, die troos is, God maak sin orals tussenin, waar dit goed gaan en waar dit sleg gaan. Orals tussenin is die Here ook. Nie net waar dit goed gaan nie, en nie net waar dit sleg gaan nie. Orals is die Here. En wanneer ek en jy altyd in die Here nader, in die kruis nader, dan kry ons nuwe, groter, dieper betekenis aan wat hierdie leë kruis wat ons week na week uitwys, vir my en vir jou beteken. Dit beteken dat ek en jy is verlos. Ek en jy is selfs verlos van ons nietigheid, van ons kwesbaarheid. En daarom kan ons lewe met hoop. Ons bly altyd nietig en kwesbaar, maar ons verlos van die effek daarvan saam met die Here. Hoe gaan ons na die kruis toe? Nou, ek wil dit uitwys, dat die gedeelte van Jesus aan die kruis en wanneer hy sterf, staan in al 4 van die evangelies. En ek kies vandag om te lees uit Lukas uit, want Lukas gaan oor die feit dat hy bemoeid is met die kleiner groep, of die agtergeblewenes, of bemoeienis maak met die mense wat swaar kry. En hierso sien ons hoe die misdadiger aan die kruis andersins as in die ander evangelies voorgestel word na die kruis toe kom. In Markus en Matteus lees ons dat die 2 wat saam met hom gehang het, het hom ook gespot. In Lukas 23 kry ons 'n ander perspektief en kom ons lees dit saam vanaf vers 33. Toe hulle by die plek kom wat Kopbeen genoem word, het hulle hom daar gekruisig, so ook die misdadigers aan sy regterhand en een aan sy linkerhand. Toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy boklere verdeel deur daaroor te loot. Die volk het gestaan en toe kyk. Die volksleiers het aangehou om smalend te sê, ander het hy gered, laat hy homself red as hy die Christus van God, die uitverkorene is. Ook die soldate het hom die spot gedryf, terwyl hulle nader staan en vir hom suurwyn aanbied, met die woorde, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Bokant hom was daar ook 'n opskrif, hy is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom aanhoudend gelaster en gesê, jy is mos die Christus, of hoe? Red jouself en ons. So voor ek verder lees, wil ek hier hoor. Hier word nou, wanneer ons verder ook gaan lees, en dit wat ons nou net gelees in vers 39 van een van die misdadigers wat daar gehang het hom aanhoudend gelaster en gesê, jy is mos die Christus, of hoe? Red jouself en ons. Hier sien ons 'n weergawe van 'n arrogante houding om na die kruis toe te gaan. Sê, wie dink jy is jy, dat jy beter is as ek? Wie dink jy maak jou so besonder? Dan lees ons die ander een, het hom egter bestraf en gesê, het jy nie ontzag vir God nie? Jy ondergaan per slot van die sake dieselfde straf. In ons geval is dit regverdig. Ons word reg gestraf vir wat ons gedoen het, maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. 'n Totale ander gesindheid. Hy sê toe Jesus, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom.
Jesus het hom geantwoord. En hoor wat is sy som? Amen. Ek sê vir jou vandag, sal jy saam met my in die paradys wees. Ons lees net tot sover. 'n Ding wat ek en jy moet onthou, is in die eerste plek, wanneer ons sê, wat is die impak van die kruis? En Jesus wat vir my en jou in die kruis gehang het, is soos ek sê, die omarming van ons broosheid. En ons het hier gesien, 2 houdings om hoe na die kruis toe te nader. Een van, man, ons almal is lyk, almal is perfek, wie is jy? En die ander een is, weet jy, ek besef, ek is broos. Ek besef, ek is nietig. Ek besef, ek het foute in my lewe. Ek besef, ek het swak besluite geneem. En daarom verdien ek wat my nou toekom. Maar nie hierdie een, die een wat namens ons hier hang nie. So hier is 2 gesindhede aan weerskante van die kruis. Vir 'n oomblik wil ek dit net daar in ons gedagtes los. Wat ons baie keer vergeet is, Jesus se kruisiging was nie 'n buitengewone gebeure nie. In die tyd van die Romeinse ryk was daar geskrywe, is meer as 300.000 mense gekruisig. Wat gebeur het, is hulle die Romeine het iemand gekruisig as 'n simbool van mag, en die mense daar laat hang, selfs na hulle dood is, om vir mense 'n teken te wees van moenie teen ons opstaan nie, moenie ons bevraagteken nie, wie is jy wat in opstand kom teenoor ons? So dit was om vrees aan te jaag in ander mense. Dit los dan die gedagte by ons, maar wat maak hierdie kruis, hierdie kruisigingsgebeure dan so besonder? Logies, die een aan die kruis. Maar meer as dit wat ons kan bely van die een wat op die kruis gehang het. En wat die een wat op die kruis gehang het, vir my en jou beteken. En hy, in ons onperfektheid, in ons broosheid, soos die goeie gesindheid van die misdadiger aan die kruis, omarm en sê, ek is hier vir jou. Ek staan in vir jou besluite, vir jou foute. Ek is hier om daai las van jou skouers af te neem en dit namens jou te dra. Dan, as jy dit besef vanuit gebrokenheid, dan kan ek besef, Here, hierdie 1 uit 300.000 kruisgebeure is iets anders vir my, is iets diepers vir my, is iets groters vir my. Wat is dit? Die feit dat die prys so duur is. Want Here, wanneer ek introspeksie doen en ek by die huis sit waar jy dalk nou is, en ek dink aan my besluite in die verlede, dan dink ek verdien die straf. Dink ek, Here, ek is nie goed genoeg om by u voete te kan kom sit nie. Ek is nie goed genoeg om in u teenwoordigheid te mag wees nie. Ek is nie goed genoeg om kerk toe te mag gaan nie. Ek is nie goed genoeg om eintlik enige iets reg te kry nie. Maar hy sê vir my vandag, jy is genoeg deur my liefde en my genade. Ek dra jou besluite, jou foute op my skouers. Jy is vry. Dit gee vir ons eintlik 'n leë bladsy om ons lewe op 'n ander manier te skryf. En daai leë bladsy beteken natuurlik nie om maar net weer aan te gaan of maar net weer dieselfde foute te maak nie. Maar om te sê, Here, elke keer as ek dink ek skry 'n fout neer, is u besig om dit uit te vee en sê, nee, jy's nietig, maar ek het jou lief. Ek het jou lief. So wanneer ek en jy na die kruis toe kom, dan moet ons eerstens vra, wat is ons gesindheid? Het ek en jy die lewe onder beheer? Ek dink ons sal vir onsself jok en vir die mense rondom ons. Ja, ons kan dalk mense flous deur 'n klomp goed rond te swaai, van arrogansie tot geld, maak nie saak wat dit is nie. Maar in wese is ek en jy nietig. Ek en jy gaan almal dood. En dit maak ons afhanklik, of ons dit wil hoor of nie. So daarom moet ons gesindheid, wanneer ons na die kruis toe kom, sê, Here, hierdie leë kruis is vir my. U het kom sê, ek dra jou foute, jou besluite, jou laste op my. Besef jy is dalk broos.
maar lewe asof jy vry is, want jy mag. Amen. Here, dankie dat ons hier by mekaar kan wees, kan stil word en kan hoor dat U vir ons lief is. U liefde ons gebrokenheid en broosheid transcendeer. Dat U liefde en onvoorwaardelike liefde en genade groter is as ons foute en die besluite wat ons dalk terughou in ons lewens. Help ons egter, Here, om nie daarvan misbruik te maak nie, maar in die toekoms in te kyk. En dat ons kan weet dat U vir ons lief is en daarom ons die lewe in al sy volheid en in al sy kleure kan geniet. Amen. Vriende, ontvang ook nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is by jou altyd. Amen.